soort te kuier. En jy weet, ons kyk baie keer na ons eie budget en dink ons, okay, ek kort R12,000 of ek kort R1,000 of ek kort R20,000 om hierdie maand deur te maak. Maar toe hy vir my die toets 1, 2, as hy, daar gaan hy weer aan. Dis nie ek. as ek hulle budget so hoor, dan ja, bestraf hy duiwel, hy moet net hierdie drade uit. Ek dink nie dit gaan help nie. Sien julle, dis al die krag wat vanaand in hierdie plek is. Hier is krag vanaand in hierdie plek, so kom ons raak hy dood. Okay, nou. Dit is die hele week mooi saam. Vreemde, die persoon het van die straat afgekom en hy was vir so 2 jaar wat hy daar gebly het as 'n brandarm blanke man. En hy het daar onder hulle gebly en onder hulle gewerk, 'n aangename persoon. En toe eendag, toe kom soek hulle hom. Toe kom hulle agter dat hierdie ou het net om die hoek het hy 2 huise en hy het 'n bankrekening wat skrik vir niks. En hy het rykdom, maar hy gebruik dit nie. Hy bly by New Beginnings in die ou vroue tronk in Boksburg, waar hy is. En toe die storie kom, is dit, en as ek reg onthou, ek kan dalk verkeerd al onthou weer, sy vrou oorlede, en toe sy vrou oorlede is, toe gee hy op. Toe stap hy die huis uit en hou net aanloop. En hy gee op. Met al die rykdom, maar hy woon soos 'n bedelaar. En weet julle wat? Baie van ons, kinders van die Here, sit met die rykdom van die hemele in ons hande, in ons harte, in ons lewens. Ons lewe soos geestelike bedelaars. Omdat ons nie gaan en doen wat die Here sê nie. Omdat ons agteroor sit en wag, laat iets moet gebeur, terwyl die Here wil hê jy moet goed laat gebeur.
So dit is belangrik dat ons mandaat optel, dat ons sal begin doen wat die Here vir ons gesê het, dat ons sal begin leef volgens dit wat sy hart is. Dis baie belangrik. Nou ek wil vanaand so 'n bietjie met julle gesels oor die Heilige Gees en aanbidding, en ons het nou al 'n paar goeters aangeraak. En as ek net so vinnig by een of twee van die goedjies net vinnig weer kan stil staan, ons het onder andere gesê Romeine 8:26 dat die Heilige Gees kom ons swakhede te help. Hy sê dan Romeine 8:26 sê hy, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So wanneer ons daarna kyk, dan weet ons dat al bid jy verkeerd, weet die Heilige Gees wat die bedoeling van jou hart is, en hy hou daardie bedoeling aan die Vader voor. Ek het al baie gehoor hoe mense sê, jy moet reg bid broer, as jy verkeerd bid. Jy weet, ek sê pas op waarvoor jy vra, nou kry jy dit. Maar die realiteit is dat wanneer jy na die Here toe kom met 'n opregte hart, en al bid jy verkeerd, hoor God jou hart, deurdat die Heilige Gees vir jou inspraak maak by die Vader. So baie mense sê, maar ek is bang ek bid verkeerd. Hoor mooi, die Heilige Gees help jou. So praat jy net wat in jou hart is. Laat jy net toe dat die Heilige Gees jou lei, en hy tree vir jou in by die Vader. Tweede aspek wat ons van gepraat het, is Efesiërs 6:18, dat ons hemelse taal, ons geestelike taal is deel van die wapenrusting. En as ons nie die 7de element van die wapenrusting aantrek nie, of gebruik nie, en dit is om in die Gees te bid. En Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 14, dat wanneer ons in 'n taal bid, bid ons in die Gees. So wanneer ons nie in die Gees bid nie, dan doen ons nie, volbring ons nie, volstrek ons nie, beoefen ons nie, die volle wapenrusting van die Here nie. Dan mis ons uit, is daar leemtes in ons harte. So dit is belangrik dat ons ook in die Gees bid, wanneer ons opstaan, wanneer ons die wapenrusting aanneem, dat ons nie net die fisiese aantrek nie, maar dat ons ook in die Gees dit vasmaak, dit in die Gees toemaak. Belangrik. En dan die derde vers, wat ek ook net vandag wil stilstaan by, is 1 Korintiërs 14 vers 2 tot 5, waar Paulus sê, want hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Hy wat in 'n taal bid, of hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Met ander woorde, wanneer ons dus dan in 'n taal bid in ons binnekamer, dan bid ons verborgenhede tussen ons gees en God se gees. Daar's kommunikasie wat plaasvind dieper as jou intellek. Kommunikasie wat plaasvind dieper as wat jy kan dink of kan bewoord. So dis belangrik dat ons in daardie taal spreek, want dit stig jou. Die sleg van dit is net baie keer wanneer ons in ons binnekamer in 'n taal spreek, en veral as jy so 'n bietjie aandag afleidbaar is, loop jy daar terwyl jy besig is om 'n taal te spreek, en vlieg hier 'n mooi springkaan verby. En dan bid jy in 'n taal, en dan hou jy hierdie springkaan dop, en jou gedagtes is al agter hierdie springkaan of hierdie vlieg of by of wat ook al aan. En jy fokus nie op dit wat jy doen nie. En dit is belangrik dat wanneer jy in 'n taal bid, dat jy nie net sal bid en jou gedagtes vrye teels gee nie, maar dat 'n mens sal fokus op dit wat jy doen, sal konsentreer op dit waarmee jy besig is. Nou al hierdie goed wat ek nou genoem het is amazing aspekte, maar dit het alles te doen met ons. Alles te doen met ons self te stig, om ons self op te lig, om self te verhef, deur die Gees natuurlik. So dit het te doen met deel van ons toolbox, deel van ons toerusting wat die Here vir ons gegee het om in hom sterk te staan. Maar dit is nie die hoofrede waarvoor ons die gawes van die Heilige Gees ontvang het nie. Dis nie die hoofrede waarom die Here vir ons al hierdie wonderlike goed gegee het nie. Jy sien, die uitstorting van die Heilige Gees gaan daaroor om jou toe te rus vir meer as jy. En soos wat ek nou gesê het, toe ek begin het, om te sê, goeienaand gestuurde, is juis omdat jy gestuur is, en hoor gou mooi, elke kind van die Here is 'n gestuurde. Elke kind van die Here is 'n gestuurde. Nie net seker is nie.
Nie net ek nie. En ja, in sommige se harte werk die Here om in ander lande te gaan werk, maar die meeste mense werk die Here in hulle hart om te werk waar jy is. En selfs al het die Here jou 'n ander land op jou hart gelê om daar te gaan werk, nog steeds waar jy is ook jou verantwoordelikheid. Nie net in die ander lande nie. En ek dink ons moet verstaan dat die Here, die hoofdoel van die uitstorting van die Heilige Gees is juis om ons toe te rus om uit te werk, uit van onsself uit na buite, in terme van ons gawes, in terme van dit wat die Here wil hê, maar ook 'n volgende belangrike een. En dis waarby ek bietjie wil stil staan, in ons aanbidding teenoor die koning van die konings, teenoor ons hemelse Vader. Jy sien, want een van die groot aspekte van die dooping met die Heilige Gees is juis om my en jou te help dat ons in 'n dieper ek hak nou vas op die woorde, maar dat ons in 'n baie meer intiemer verhouding met die Vader kan staan, as net om kind van God te wees. Met ander woorde, dat ek en jy deur die Heilige Gees toegang het tot die binnekamer van ons Vader, en dat ons kan weet wat in die binnekamer of in die binnetempel of in die binnehof van die hemele gepraat word tussen God die Vader en God die Seun Jesus Christus. Dat ek en jy daardie inligting kan hê. So deel van die Heilige Gees is juis om dit aan ons te verkondig en juis my en jou te help, sodat ons in daardie diep intieme verhouding met die Vader kan wees. Dat ek en jy op die einde van die dag op 'n plek sal wees waar ons 'n volkome voorwerp van aanbidding kan word in Christus Jesus. Die Engels sê dit so mooi. Hy sê to become a vessel of worship. En dis belangrik. So al hierdie ander goed is wonderlik. Maar een van die belangrikste goed is dat ons in die teenwoordigheid van die Here moet kom, dat ons moet tyd maak in sy teenwoordigheid. En so tussen hakies, ons kan gestuurdes wees. Maar moet asseblief nie waag om met mense te gaan praat oor Jesus voordat jy nie met Jesus gepraat het oor die mense nie. So maak eers tyd om in ons Hemelvader se teenwoordigheid te kom en dit wat jy besig is om te doen of dit wat jy gaan doen aan hom op te dra voordat jy uitgaan. Voordat jy gaan werk. Voordat jy besig raak met die dinge van die Here. Raak eers besig met die Here van die dinge. Nou, ek het stilgestaan by hierdie skrifversie in Sefanja 3 vers 9 en ek wil dit weer vir julle uit die Message vertaling voorhou. Hy sê, in the end, I will turn things around for the people. I'll give them a language understood, unpolluted, words to address God in worship and unite them to serve me with their shoulders to the wheel. Kyk hoe mooi wat hy hier vir ons sê. Hy sê eerstens dat ons gaan 'n taal hê wat suiwer is. 'n Taal hê wat nie deur die sonde en die omstandighede van hierdie lewe gedistort is nie. Dan word 'n skoon taal waarmee ons gees tot gees met God kan praat. En dan kom hy dan praat hy van woorde, 'n skoon taal, woorde wat hy vir ons gaan gee sodat ek en jy God daarmee kan aanbid. In ander woorde dat ons met 'n skoon tong voor die Vader kan staan, met 'n suiwer tong voor hom kan kom in sy teenwoordigheid. En dan praat hy van dat ons God dan daardeur kan dien, so om aanbid en om dien met die skouer aan die wiel. Nou wat beteken dit as die skouer aan die wiel is? Ja? Wat beteken dit? Dit beteken terwyl jy besig is met dit wat God se hart is. Terwyl jy besig is met wat God se werk, met God se doel vir jou is. En dit is die hart van die Vader dat ons juis op 'n plek sal wees waar ons deur ons aanbidding nie net hom sal verheerlik nie, maar ook sal doen dit wat sy hart is. Ook sal doen dit wat sy plan vir my en vir jou is. Onthou wat Jesus gesê het in Johannes 4 vers 23 tot 24, hy sê, maar daar kom 'n uur en dis nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid
God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou onthou in die Ou Testament, kon die mense God nie aanbid nie, in gees en in waarheid nie. Hulle het hom aanbid deur die priesters en deur offers te bring en so voort. So hulle het nie daardie voorreg gehad om in die teenwoordigheid van God te kon ingaan nie, want die gees in hulle was dood as gevolg van die sondeval. Maar na wedergeboorte is ons die gees in ons lewendig gemaak. So ek en jy het die vermoë om as gevolg daarvan, het ek en jy die vermoë om met die Vader te kan kommunikeer, maar met die uitstorting van die Heilige Gees, die feit dat ons God se Gees in ons het, hoeveel te meer het ek en jy as kind van die Here die voorreg om hom te kan dien in gees en in waarheid. En weer eens, ek wil net vinnig dit noem, ons het gesê dat wanneer hy praat van gees en waarheid, wanneer hy praat van gees, dan verwys dit na ons, die geesmens in ons, die ek in ons, wat na die beeld van God geskape is. En wanneer hy praat van waarheid, dan praat hy van ons sielsmens, met ander woorde ons intellek, ons wil, die gedeelte van ons wat daaglikse behoeftes en goeders aanspreek en sovoorts. So Paulus kom en hy sê dat God wil hê dat ons hom in as geesmens moet dien, as ook as ons sielsmens. Met ander woorde, vir dit wie ons is. Dis God se hart dat ons hom so moet aanbid. Maar weet julle wat, daar's meer in hierdie gedeelte as wat ons net lees. En ek wil gou vir julle ietsie wys wat so amazing is, en veral as 'n ou dink aan Pinkster, waaroor alles gaan nou op hierdie stadium, ons is besig met die laaste diens van ons Pinksterdiens. Wanneer ons gaan kyk in Levitikus, toe hierdie fees van Pinkster ingestel is deur God, en ons gaan kyk na hoe God dit bewerk het, is daar iets besonders wat hy daar as opdrag gegee het. En ek wil dit gou met julle deel. So hierdie is na die fees van die eerstelinge, 7 weke daarna, dan moes Pinkster plaasvind, die fees van Pinkster plaasvind, en wanneer daai fees plaasvind, was daar iets spesifieks, 'n spesifieke offer, wat vir God gebring moes word, by daardie dag, by daardie geleentheid. En daar was ander offers ook, maar dit was die algemene offers, maar daar was een spesifieke offer, wat God uitgesonder het. En ek wil dit gou vir julle, met julle deel. Kyk gou hierso, Levitikus 23, vers 18. Kom die Here en hy sê vir Moses, julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammers, sonder gebrek, en 1 jong bul, en 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees, saam met die spysoffers en drankoffers wat daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. So hoor gou mooi. Hier is iets kosbaars hier opgeskryf. Eerstens is die verskillende aspekte, dis verskillende goed wat hulle moes offer. Wat juis praat van 'n multidimensie wat God hier oproep, waardeur hy aanbid moet word. Maar net vir die interessantheid, dat elkeen van hierdie elemente het 'n spesifieke betekenis. En as ons vinnig kyk na wat dit beteken, hy praat die brode waarvan hy praat, net die vers bo, praat hy van 2 beweegbrode, en daardie 2 brode spesifiek moes gesuurde brode wees. Nou, party teoloë reken dat daai suurdeeg, wat die brode gehad het, wys hier na die mens wat onvolmaak is, en daar's 2 brode vir die rede. Die een brood is die Jode, en die ander brood is die heidene wat tot bekering sou kom. Wat duidelik hier so gebruik word. Julle sal onthou met die visies wat gebreek is, die broodjies wat gebreek is, ja, en die visies wat die Here die menigte gevoed het. Dit was by 2 geleenthede, en by die eerste geleentheid het hulle 12 mandjies opgetel. En daardie 12 mandjies is heenwysend na die 12 stamme van Israel, vir wie die evangelie is. Maar die ander geleentheid, die tweede geleentheid, het hulle 7 mandjies opgetel. Wat heenwysend is na die 7 gemeentes in Openbaring, wat wys na die kerk vandag, na die heidene, as ek dit so kan stel, wat deel is van daardie kerk, wat tot bekering sou kom. En daar word beweer dat hierdie 2 beweegbrode is heenwysend daarna. Na die feit dat die een op die Jode fokus en die ander een op die heidene. Interessant, nee. Dan is daar 7 1 jaar oud lammers. Nou daar's verskeie betekenisse as ons na 'n lammer kyk.
Die lammer is onskuldig, is volmaak, dit moes volmaakte lammers gewees het. Maar die groot betekenis agter 'n lammer was dat dit 'n plaasvervangende versoening voorgestel het. Met ander woorde, wanneer daar 'n lammer gebring was, dan was dit 'n teken gewees dat daardie volmaakte lammer is 'n plaasvervanger vir iemand. En dis presies wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. As ons gaan kyk na die een jong bul, nou bulle was as die mees waardevolste dier op 'n plaas beskou in daardie boerdery en daardie tyd. So eerstens is dit 'n teken van 'n waardevolle offer wat gebring word, maar dit word gesentreer rondom versoening met God, die offer waar 'n bul by gebring word. En dan is daar 2 ramme. Nou hierdie ramme is baie interessant ook, want daar's verskeie betekenisse aan hulle en afhangende van wat die konteks is, gee die betekenis aan 'n ram. Maar wanneer ons hierna kyk, dan wys dit na totale oorgawe, dit wys van toewyding, wys van dankbaarheid en vir voorsiening. Maar dan is daar 2 aspekte wat by elke offer basies gebeur het, en dit is die spysoffer en die drankoffer. Nou die spysoffer en die drankoffer, se betekenisse was basies, was 'n uitdrukking van dankbaarheid, toewyding en afhanklikheid. Nou die spysoffer was van graan gemaak, so dis koring, en daar was nie suurdeeg by nie. Glad nie suurdeeg by nie. En dan die drankoffer was gewoonlik wyn wat uitgegooi was. En daardie wyn wat uitgegooi was, sou dan in die hitte verdamp. En die bedoeling daarvan het gewys na 'n totale volkome verlies van beheer. Want as dit verdamp, is dan nie meer beheer nie. As jy wyn uitgegooi het, kan jy dit nie meer bymekaar maak nie. Dit verdamp, dis weg, dis klaar. So dit het heen gewys op 'n totale verlies van beheer. So as ons na hierdie offer kyk, waarvan hy praat, dan is dit spesifiek met die paasoffer. Moes hulle dit met die Pinkster, dankie. Met die Pinksteroffer moes hulle hierdie offer bring. En as ons gaan kyk na wat hy sê, vuuroffer van 'n lieflike geur. En die bedoeling hiervan was om aan God 'n lieflike geur te gee. Dis kosbaar, nee. Met ander woorde, nie net was Pinkster bedoel vir die uitstorting van die Heilige Gees, toerusting van krag voor die oes ingebring moes word nie. Maar Pinkster was ook die bedoeling gewees dat mense in 'n werklike aanbidding kan kom met God tot 'n lieflike geur. En wat baie interessant is wanneer ons gaan kyk na wat Paulus vir ons sê in Romeine 12 vers 1, sê hy vir ons, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. En wanneer Paulus dit sê, is dit die offer wat met 'n Pinkster deur God ingegee is tot 'n lieflike geur. Dis die offer waarvan hy hier praat. So hy kom en hy sê dat ons liggame moet stel tot 'n lieflike offer tot God. Nie net so as ons dan nou vinnig hierna kyk, en ek wil nie te lank hierby stil staan vanaand nie, dan sien ons dat deur die Pinkster gebeure, deur daardie lieflike offer, het dit ons juist dan nou in staat gestel om die Here te aanbid, ook as 'n multidimensionele mens. Met ander woorde as siel, as gees, maar ook as liggaam. Want Paulus sê, stel jou liggaam aan God. As ons in die Ou Testament gaan kyk, dan sien ons dat deur die Ou Testament was die liggaam ook deel van die aanbidding tot God, deur middel van dans en koordanse en lofsange en hande ophef en hande klap en al sulke goed. So dis maar net, in die vroeë jare in die Pinksterkerk het hulle gesê, dans is sonde. En by die ander kerk het hulle gesê, solank jy dit net nie geniet nie. Maar die feit is net, dat die mense het gedans voor die Here. Hulle het die Here aanbid deur hulle liggame, deur kuns. So daar's soveel ander goed, musiek is kuns, beeldwerk is kuns, skilder is kuns, daar is soveel maniere wat deur ons die Here deur ons liggaam kan aanbid. En die realiteit is wanneer ons daarna kyk, God is 'n multidimensionele God, of God soek
multidimensionele aanbidding, dis eintlik wat ek wil sê. So, liggaam, siel en gees. En weet julle wat, dis nogal interessant, want as ons gaan kyk na hierdie offer, hierdie offer wat gebring is tot 'n lieflike geur aan God, is dit presies wat die mense gehoor het in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was 'n lieflike geur tot God. Kyk gou wat sê hy daar in Handelinge 2 vers 11. Hy sê, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God. So dit was wat hulle gedoen het. Ek sien 'n korte woord daar, oor die groot dade van God spreek. Dit was juis dit wat hulle besig was om te doen. Dit was 'n lieflike geur tot God. En julle wat is baie amazing van hierdie hele gedagte, hierdie hele gebedsaspek van dit. Weet julle wat gebeur met daai gebede wanneer dit tot God gebring is? Wanneer ons daai offer tot God bring. Ons lees in Openbaring 5 daarvan. Hy sê in Openbaring 5, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met 'n siter en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Jy sien, wanneer ek en jy God in gees en in waarheid en deur ons liggaam op hom gefokus te hou, as 'n heilige, 'n God welgevalle offer, wanneer ons hom aanbid, word ons gebede voor die Vader as 'n lieflike offer gebring. So dis baie interessant om te kyk dat hierdie gebeurtenis het van Levitikus af dwars deur Pinksterdag en Handelinge 2 dwars deur tot Openbaring 5. Met ander woorde, wanneer ons gaan kyk na Openbaring 5, dan praat dit nog van die tyd na die kerk. So deur trek hierdie lyn van aanbidding waar dit tot 'n lieflike geur tot God is. En die Heilige Gees, Pinkster, het die hele tyd 'n lyn deur dit alles. Die Heilige Gees is deel daarvan. God het juis sy Gees gegee om ons te help, sodat ek en jy in die troonkamer van God kan inbeweeg. So dit is so belangrik dat ek en jy sal tyd maak vir die Heilige Gees om in ons te werk. Jy sal tyd maak vir die Heilige Gees om sy doel en sy plan in ons te bereik. En ek wil afsluit met iets kosbaars wat ek gehoor het. Jensen Franklin het eendag het hy iets gesê wat net in my hart geval het, en hy het gepraat van die Heilige Gees en hoe dit werk en sovoorts, maar hy het iets gesê, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, sy is genees die oomblik toe sy aan Jesus se soem geraak het. So, as ons 'n preek oor daardie gedeelte doen, dan sê ons raak net aan Jesus se soem. Maar hy sê die feit dat sy genees is, toe sy aan die soem geraak het, is omdat die soem aan Jesus geraak het. En hy sê dat deur ons aanbidding, deur ons in die binnekamer, in die troonkamer van God inbeweeg, tot in die teenwoordigheid van die Vader, kom ons so naby aan hom, raak ons so aan hom, dat ons basies daardie soem, daardie kleed moet vervang vir die wêreld. Sodat as hulle aan Jesus wil raak, dat hulle aan ons kan raak, en dan aan Jesus raak. Dat ek en jy so in kontak, deur die Gees van God, deur ons aanbidding met hom sal wees, dat ons die plek van daardie soem sal invul. En dat ons op die einde van die dag, nie net aan die Here sal raak nie, aan ons Vader sal raak nie. Net vir onsself nie. Maar dat ons aan hom sal raak, sodat die wêreld deur ons sy teenwoordigheid kan ervaar. Dat die wêreld deur ons sy krag kan ervaar. Hy sê, so you touch him for them and not for yourself. So ons is gestuurdes. En in elke opsig het ons die Gees van God gekry, sodat God in en deur dit in elke opsig in ons lewens verheerlik kan word. So in ons aanbidding, in ons optrede, in ons handelinge, in elke aspek van wat ons doen, dat ons God sal verheerlik. Of ons sit, of ons staan, of ons beweeg,
dat ons die krag, die teenwoordigheid van God in ons sal hê en sal kan uitdra na buitekant toe. Dat ons hierdie ware aanbidding sal ervaar om aan die kleed, nie net die kleed te raak nie, maar om die kleed te wees vir die verlore gaande wêreld. Maar dit kom alles terug na een punt toe. En dit is die vraag, is jy beskikbaar vir die Here om jou te gebruik? Is jy beskikbaar dat die Here in en deur jou werk? Want ek wil vanaand vir jou sê, geliefde, as dit vir jou oor jou gaan en dit wat jy graag begeer, dan mos jy die tyd. Dan mos jy die Here se tyd. Want hierdie gawes het hy nie gegee net om mense te beïndruk nie. As jy dit net vir jou eie doel wil hê, dan is jy soos die towenaar wat gekom het en geld aangebied het om hierdie gawes te kry. Want dit gaan oor jou, dit gaan oor wat jy wil bereik. En dit het geen waarde nie. Maar wanneer ons hart is, Here, sodat U deur my verheerlik kan wees. Here, sodat ek U soom vir die verlore gaande wêreld kan wees. Dis waarvoor dit is. Dis waarvoor ons die toerusting het. Dis waarvoor die dooping met die Heilige Gees daar is, juis sodat ek en jy in die plan en in die doel van God se hart in ons lewens kan staan. So ek wil jou vra, is jy bereid om aktief te raak vir die Here? Is jy bereid om 'n kanaal te wees vir God se Gees om sy doel te bereik? Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie. Dankie dat ons vanaand net in U teenwoordigheid kan kom. Here, dat ons vanaand kan weet. Here, dat wanneer ons U aanbid, in gees en in waarheid, Here, in ons liggame voor U stel, as 'n heilige God welgevalle offer. Here, word daardie offer, as 'n lieflike offer, voor U gebring, in U teenwoordigheid. Here, is daardie offer, 'n offer wat die reuk, waar U is, vul. Here, en dis nie net U wat dit ruik nie, dis almal wat saam met U in die hemel is, wat daardie reuk ervaar. Wat daardie lieflike reuk van U kinders, wat liggaam, siel en gees U aanbid. Here, wat hulle gebede U teenwoordigheid vul. Maar ek wil bid vanaand, Here. Ons is hier en ons het U nodig, Heilige Gees, ons het U nodig. Here, ons wil beweeg, ons wil doen, maar Here, ons het 'n vars salwing van U nodig. Here, ons het opnuut 'n salwing van U nodig. En ek wil bid vanaand, Here, dat U ons sal help. Dat U krag en U heerlikheid net met ons sal wees. Dankie, Here. En ek wil terwyl ons bidend bly, wil ek vra dat daar waar jy is. En as jy bereid is vanaand en as jy beskikbaar is vanaand, net vir die Here sê, Here, hier is ek. Stuur my, maar vul my. Here, hier is ek. Stuur my, maar is my toe. Deur die Gees, deur die krag. En al het jy al die dooping met die Heilige Gees ervaar, is dit belangrik om weer te kom en te sê, Here, hier is ek. Here, opnuut. Vars vreugdeolie, Here. Vars aanraking van U Gees, sodat ek kan uitbeweeg onder U salwing, onder U krag. So net daar waar jy is, wil jy nie net die Here verwelkom, wil jy nie net die Heilige Gees jouself oopstel en hom verwelkom. Dankie, Here. Dankie, Abba Vader. Dankie, Here. Jy kan maar die video stop as dit. Dankie, Halleluja. Dankie, Here. Speel vir ons sagte musiek en stop die video asseblief.